Goeiemôre en baie welkom. Dis Woensdag die 29ste Julie 2020. Ons gesels oor spiritualiteit en aanbiddingstyl. En ek gee jou 'n raai waaroor ons vanoggend gesels. Ons gesels oor ons volgende spiritualiteitstipe en ons kyk natuurlik in ons spiritualiteitstipes na die maniere hoe ons bewus raak van God se teenwoordigheid. Ons gesels oor die feit dat die Here baie keer ons bewus maak dat hy alomteenwoordig is, dat hy in die moment van ons ontmoeting is, en dan ook die maniere hoe ons reageer, ons reaksies, wanneer ons bewus raak van hierdie teenwoordigheid van God. Nou, die spiritualiteit wat ons vanoggend gesels, kan 'n mens baie sien in mense se gebedsposisies, die manier hoe 'n mens jou liggaam reageer op God se teenwoordigheid. So ons gesels ook dan meer spesifiek, want dit is die mense wat baie hou van binnekamer ontmoetings. Selfs in hulle erediensruimte word hulle gekenmerk daarin dat in die teenwoordigheid van 'n klomp medegelowiges selfs daar eintlik 'n binnegesprek met God plaasvind. So ons gesels oor die mistieke, daai ontmoeting deur sintuiglike ervarings en intuïsie. Ek het nou al 'n paar keer juis na hulle verwys, as die mense wat ook baie verbeelding gebruik in hulle ontmoeting met die Here. In die 3 V's, die vervulling, vergenoegd wees en die versadig wees van hierdie tipe mense, is dit die mense wat kan stil wag, hulle vervulling kry in die stil wag op die Here. So jy kan al reeds aflei dat stilte vir hulle baie belangrik is. Atmosfeer en ruimte word gekenmerk deur die dinge wat hulle rondom hulle neersit. Byvoorbeeld die aansteek van 'n kers doen iets vir hierdie tipe mense in hierdie aanbiddingstyl of spiritualiteitstipe. En selfs net daai teenwoordigheid wat 'n brandende vlam het vir hulle, herinner hulle iets of maak hulle bewus van God se teenwoordigheid. So die kers self is nie dit wat vir hulle die ontmoeting bepaal nie, maar is tog vir hulle 'n vinger, 'n heenwyser, 'n herinneringsteken in wie se teenwoordigheid hulle dan stil raak. Ons is steeds by die teks in Eksodus 3 en die kunstenaar se weergawe of interpretasie van hierdie gebeurtenis wanneer Moses vir God ontmoet by 'n bos wat aanhou brand en nie ophou brand nie, gee ons baie insig oor ons 4 spiritualiteite waarby ons stil staan. En as ons hierdie teks, as jy dit weer gaan lees, volledig gaan deurlees, dan sal jy 'n paar dinge agterkom. Ons gaan nou nie die hele teks lees nie, ons wil net 'n paar dinge uitwys in ons saamstaan. En ons sê dat hierdie teksgedeelte eintlik al 4 hierdie spiritualiteitsmomente vir ons saamvat. So, Eksodus 3 het Moses 'n sintuiglike gewaarwording. En dit help ons om ook dan die mistieke mense beter te verstaan, want ons sien dit ook in hierdie ontmoeting. Terwyl Moses kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Kyk 'n bietjie na hierdie belangrike sintuiglike waarneming. Hy kyk en hy sien. Natuurlik moes daar seker reuke ook gewees het, 'n klank wat hierdie vlam ook afgee. Soos ons weet, 'n vuur 'n knetterende geluid kan maak. So dit trek sy aandag en hy gaan uit nuuskierigheid nader en dan kom die stem van die Here hoorbaar, nog 'n sintuiglike waarneming, hoorbare stem wat vir Moses sê, moenie nog nader kom nie, trek jou skoene uit, jy staan op heilige grond. Nou ek kan nou vir my ook nogal inleef, as ek my verbeelding gebruik, miskien my mistieke kant aktiveer, en ook dink as ek my skoene sou uittrek, daar waar Moses was in sy posisie, dan sou ek met my voete die grond voel, die tekstuur van die klippers, daar in daai barre gebied, waar sy skoonpa Jethro met skaap geboer het. So daar gebeur iets definitief ook op nog 'n sintuiglike vlak, wanneer hy sy skoene uittrek. En dan maak Moses sy gesig toe. Die reaksie met sy liggaam bevestig iets wat ook in sy binneruimte gebeur. Ten spyte van hierdie atmosfeer wat hy buite sien, gebeur daar iets ook binne in ons. En dit is tipies dan ook in 'n mistieke ontmoeting 'n kenmerk daarvan. Later in vers 11 het ons vroeër gesien, raak sy hart onrustig, want hy sê,
wie is ek dat ek dit sou waag om iets te kon gaan sê of terug te gaan na die farao toe. So daai verbeelding van hom tree in en hy gebruik hierdie ontmoeting ook wanneer sy hartmistieke kant na vore kom hierdie twee eintlik saam in 'n mengelmoes, want dit bring 'n stukkie spanning as hy sy verbeelding begin gebruik na hierdie roeping wat waartoe God hom stuur, raak sy hele wese betrokke ook in sy hart. So die mistiek in die hart vat nogal taamlik hand ook in hierdie ontmoeting wat Moses het. Ons praat ook in die mistieke konteks van mense wat hou daarvan om in kontemplasie te wees. Dis 'n luisterende houding, 'n wag op die Here. 'n Vraag wat hulle in hulle binneste herhalend vra is: Here, wie is U? Net soos wat Moses eintlik nou hierso vra. Wie sal ek sê het my gestuur? Die wie vraag: Here, wie is U? Wat is U naam? Dis 'n herhalende vraag ook vir mense wat in kontemplasie is voor die Here in 'n luisterende houding. Net soos met die ander van ons definisie gaan ons gou kyk na 6 belangrike kenmerke van mistieke ontmoetings. Mistieke mense hou daarvan om aan God se voete te sit en te luister. In hulle posisie, liggaamsposisie, is die mense wat nogal lang tyd, lang ure, minute lank kan sit of lê of kniel voor die Here in daai posisie te wees. Hulle geniet die mymering van teks en 'n diepe pyns oor wie God is. So 'n kort vers of gedagte sal hulle herhalend herroep en prewel of mymer, want dit help hulle om diep na te dink en te pyns. Dit is met ander woorde wat kontemplasie ook natuurlik beteken. Wanneer hulle uiterlik iets doen of aan iets blootgestel word, dan doen iets binne in hulle. Iets gebeur en roer innerlik in hulle binneste. En daarom is simbole of voorwerpe belangrik. Kerse, soos hierdie kerse wat ek hier aangesteek het ook nou, om iets te illustreer van hoe hierdie mense ook in 'n aanbiddingsmoment wat hulle doen. Voorwerpe wat daar is. Het sy dit nou kerse of iets anders, maar kom ons dink aan simbole soos 'n kruis of hierdie skilderye agter my. Sal vir so iemand help om te beweeg. Ook in die ruimte van ikonografie. Ek het nou nie daai woord hier gesit nie, maar die ikone belangrik is in hulle ontmoeting of stilte tyd voor die Here. So prente of tonele, reuke is belangrik, geure. Hier waar ek nou sit, kan ek hierdie kerse ruik en wat dit doen. Dis ook die mense wat sal nog geure probeer blootstel of vrystel wanneer hulle selfs 'n bietjie wierook sal brand in 'n ontmoeting. Dit alles help hulle in hulle beweging om God se teenwoordigheid regtig vir hulle te help beleef. Vir geloofsgroei is dit die mense wat blokke tyd eenkant kan sit om te stil te word met God. Om God te soek en na sy teenwoordigheid te soek. So dinge moet hulle help in hierdie blokke tyd om God se teenwoordigheid nie net bewus te raak daarvan nie, maar te ontdek en daar binne in te vertoef. So dit is die meditatiewe dissiplines, meditatiewe lees van die Bybel. Ek het reeks die woord kontemplasie gebruik. So hulle sal 'n kort skrifgedeelte gebruik, nie lang gedeeltes nie. Meditatief daaroor sit en dink, notas vat daaroor. Ek kan ure later weer terugkom daarna toe en daaroor gesels. Die bydrae wat sulke mense vir ons lewer, is natuurlik mense wat baie lief is vir skryf, notas vat of boeke skryf. Dis die kunstenaars wat ook deur middel van hulle kuns iets uitdruk. Nie net deur 'n skildery soos hier agter my nie, maar miskien 'n rangskikking of 'n paar dinge net kunstig neer te sit. Help vir hulle, 'n paar lyne te trek. Ek het al gesien baie keer as ons met kampe is die mense wat daar op die strand 'n klomp patrone sal maak op het sy op 'n stuk papier of selfs in die sand en op die manier besig is. Dis diepsinnige mense. Dis die mense wat ons help om bewus te wees van die heiligheid van God. Dink net wat in jou kop gebeur as jy hierdie woorde hoor, dis Duitse woorde, God as die gans andere. God se grootheid, die ondenkbaarheid van God se grootheid. Die mistieke mense help ons om daar binne in te beweeg en daar binne te vertoef. In 'n gebedskonteks is dit die mense wat eintlik min woorde gebruik. Gebed is vir hulle baie meer 'n luisterende aktiwiteit. Kan ek dit so verduidelik?
Kom ons kan, as ons terug gaan na Sonna se teks, daai drumpelgedagte wat die psalmdigter daar, die Koragiet, van gepraat het. Om by die drempel van God se tempel te staan, is vir hulle baie meer werd as om in 'n huis te bly vol rusie, of wat 'n goddelose of 'n godlose huis sal wees. Daai drempel, daar om in die deur in die ingang te staan, en net so te wag, en daar 'n oomblik te vertoef. In gebed kan ons op 'n verdere manier definieer vir hierdie mense, is die mense wat eerder sal tyd spandeer om te hoor wat God se wil is vir my, eerder as wat God my wil moet hoor, in my lysie wat ek na God toe bring. Dit maak dit vir hulle sin. Gebed sal dan eerder 'n luisterende aktiwiteit vir hulle wees. Die vyfde ding as ons kyk na eredienste. Eredienste moet stil wees, 'n sagte atmosfeer. Atmosfeer kan vir hierdie mense 'n ontmoeting maak of breek. Te veel geraas en te veel besig wees gaan vir hulle regtig na binne keer en maklik laat onttrek. Met ander woorde, hulle hou van eenvoud en diepte. As ek daai Engelse frase kan leen, dan is dit die mense wat baie hou daarvan om te sê less is more. Meer eenvoud daar is, hoe meer diepte is daar ook vir hulle 'n ontmoeting. As ons kyk na musiek en sang en voorkeur vir mystieke mense, dan hou hulle van rustige herhaling. Hulle hou daarvan om bidend God aan te roep. So musiek of sang moet eintlik 'n lied wees wat my laat bid. 'n Lied wat my laat nadink oor God. Hulle sal ook selfs daarna toe beweeg om eerder te luister na 'n lied as wat hulle self dit sal sing. So 'n voorganger of iemand wat dan musiek sal fasiliteer, kan dan eerder hier langs my sit as wat hulle daar voor staan. Om tussenin my te wees, om langs my te kom sit. Eerder as wat hulle voorstap in die fasilitering. Hulle sal vir mense sê, as ek hulle kan aanhaal, dan sal hulle sê, help my om tot rus te kom in God se teenwoordigheid. Musiek en sang wat vir hulle daarmee help, is vir hulle natuurlik met ander woorde baie belangrik. Skrifgedeeltes wat hulle kies is skrifgedeeltes waar God aan die woord kom, waar God in die eerste persoon met my praat. Dit spreek hulle aan en dit trek hulle ook nader aan God se hart. As ek dink aan 'n frase uit Eksodus 3, dan is dit 'n frase wat hulle baie sal oor nadink. Die God van Abraham, Isak en Jakob sal hulle ure oor bepeins en diepsinnig daaroor raak. So dit help ons om daarin te beweeg. Klink dit soos jy? Wees verseker jy het 'n bydrae om te lewer. Dit is julle wat ons nodig het om God se heiligheid weer bewus van te raak, of daarin te beweeg, of die teenwoordigheid van God word baie sterk deur julle mense beklemtoon vir ons. Klink dit nie soos jy nie, weet dan ook dat jy ook iets kan ontvang uit die ander mense. Soms moet ons ook reageer deur iets hardop te sê of te prewel, of na te gaan dink oor wie God vir ons is, of iets te gaan doen in aksie, of om dalk net werklik ook te kan jubel voor die Here. So ons het ook iets om te ontvang. Ek neig myself ook meer na die mystieke kant toe baie keer in my eie persoonlike ontdekking en reis in teenwoordigheid van die Here. So ek het nodig, ek het die ander mense ook rondom my nodig om my daarna toe te trek. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil en dink na oor wat ons sopas gehoor het. Gebruik dit ook om te reageer en met die Here te praat in jou stil wees voor die Here. Here, dankie dat ons weet, ons het ook 'n mystieke kant, 'n kontempliewe kant in ons binneste. Daar waar ons net kan nadink, oorweldig kan word deur 'n oomblik van stil wees, om die heilige teenwoordigheid te bevestig. Soms het ons dinge nodig, net die aansteek van 'n kers, of dalk 'n sagte stukkie musiek wat speel, 'n oomblik waar ons kan kniel en wag op U. Dankie vir sulke mense wat ook rondom ons sit, wat vir ons help om te kan stop in ons gejaagde wêreld, ons gejaagde binneruimte, gejaagde buite dinge wat net 'n klomp geraas dalk rondom ons is. Dankie dat U ons soms ook net na binne toe dryf. Maar help ons om hierin ook te groei,
sodat ons ook kan hoor wat U wil is vir ons. In plaas daarvan om dalk net baie keer te besig te wees om ons wil, om U te oortuig oor wat ons wil is, ons lysie. So dankie dat U ons verskillend maak en dat ons vir mekaar kan verryk en kan aangee. Ook op die terrein van ons spiritualiteit, ons aanbiddingstyl. Ons dankie daarvoor. Ons eer U, want U is die God wat gans anders is, ver verhewe bo ons denke, wat ons kan saamvat of raakvat. Dankie dat ons net by U voete kan stil word. Ons bid dit in Jesus se naam. Alleen. Amen. So ja, mag U groei, ook in net stil oomblikke hê voor die Here. Mag U ook meer en meer oomblikke hê om net te kan in die gejaagdheid te kan stop. En mag U iets daar in daai momente ook ontdek en herontdek van God se heiligheid. Ons gesels Sondag ook verder saam as ons by 'n skrifgedeelte musiek en sang 'n paar oomblikke ook saam gaan vertoef. Tot Sondag dan. 'n Lekker dag vir u verder. Amen.